Nou mense, Japie hierso. Ja, ek wil vanaand 'n bietjie 'n video doen oor geskiedenis aangaande die gelowiges van Joshua of komstig die gelowiges wat voortgekom het uit die werk van Joshua en sy disippels en hulle disippels, soos wat hulle genoem word, the early church fathers of die vroeë Christen gelowiges of Christen vaders van die kerk. Hulle val onder 'n afdeling soos die pre-Nicene of jy kan sê anti-Nicene, Nicene en post-Nicene vaders. Al wat dit beteken is net almal voor 325 na Christus val onder die anti-Nicene en dan Nicene is hulle wat geleef het tydens die Nicene byeenkoms waar hulle 'n klomp goed besluit het daarso in die dae van Konstantin. En dan is die post-Nicene dan die tydperk daarna Sinema 326 aan. Kan mens dit vertrou, die inligting wat daarin gegee word? Want ons moet onthou, Lucifer se plan was nog altyd om die mense te mislei. Nou natuurlik sal hy boeke gebruik, ekstra Bybelse boeke ook, kan hy ook gebruik om mense te mislei. Hy kan geskiedenisboeke gebruik om dit te doen. Nou dieselfde met hierdie komstige kerkvaders. Hy kan die stories wat vertel word van hierdie kerkvaders ook gebruik om jou te mislei. Soos byvoorbeeld hierdie kerkvaders kan dalk sê dat die 1000-jarige vrederyk het nog nie eers gebeur nie, maar dan leef hulle in die jare van 400 of 300 of wat ook al na Christus. Is hulle dan reg? En wat ons aan die einde van die dag moet kyk is, wat sê die Bybel eerste? En as hulle nie ooreenstem met wat die Bybel sê nie, dan verwerp jy hulle en jy aanvaar wat die Bybel sê. Aan die einde van die dag, as jy nou mooi gaan kyk na die Bybel, sal jy sien, die Bybel sê vir jou wanneer sekere dinge gebeur het. En dan moet mens volgens die Bybel gaan. Jy kan nie dan die Bybel verwerp en hierdie post-Nicene en anti-Nicene en Nicene vaders aanhang nie. En dieselfde met die Romeinse Ryk en die geskiedenis aangaande die Romeinse Ryk. Ek gaan julle wys wie het die boeke geskryf daaroor. En wie is hy? Wat glo hy? Sodat julle kan sien, julle kan nie net julle vertroue plaas in so 'n persoon nie. Want hy heel moontlik lieg vir julle oor die Romeinse Ryk, hoe lank hulle bestaan het, ensovoorts. So ek gaan net hierdie video daaroor doen, net om nog 'n paar bietjie mure af te breek oor hierdie saak, want baie mense wil verwys na hierdie boeke van hierdie mense, as 'n mens praat van wanneer die 1000-jarige vrederyk sou begin het volgens die Bybel. Maar dan, soos ek sê, dan moet jy besluit, gaan jy glo wat die Bybel sê, of gaan jy glo wat hierdie mense sê? So kom ons kyk, wie is hierdie mense wat hierdie goed geskryf het? Hier is Philip Schaff. Hy het 38 volumes van die Early Church Fathers geskryf, van die vroeë kerkvaders, bekend as die Nicene en die Post-Nicene Vaders. So hy het geskryf oor die kerkvaders van sinema 325 na Christus en later. Nou wat is die ou? Wat beteken die hidden hand? Wie van julle weet? Dit is 'n duidelike verwysing na 'n vrye ou. Hy's baie vry. Ek gaan nie die hele naam sê nie. Ek gaan maar die woord bouer gebruik. Hy's 'n vrybouer. Nou, dit sê al klaar vir jou dat hy is in Satan se sakkie, as hy dit is. Hy is daar om te mislei. Want dit is die doel van daardie organisasie van die begin af, om te mislei. Hulle is begin, sover ek weet wat ek gelees het, in dieselfde jaar wat Lucifer moontlik losgelaat is, 1776 op ons tydlyn, maar eintlik is dit die jaar 1076 na Christus. Hulle het mos so 700 jaar bygevoeg by die tydlyn. Maar in elk geval, blykbaar is hulle dieselfde jaar begin, daardie organisasie van die vrybouers. Hoekom word hulle dit genoem? Ek dink ek het dit al genoem. Hulle word dit genoem, want hulle het oorgeneem by die 1000-jarige vrederyk, toe Joshua hulle die plek verlaat het, toe het al hierdie nice geboue agtergebly vir hulle, en hulle het nie eers nodig gehad om enigiets te bou nie. So toe noem hulle self die vrybouers, want hulle hoef niks te bou nie. Dis waar daar die naam vandaan kom.
In elk geval. Kom ons kyk wat sê in hierdie ou se boeke nou van hierdie kamstige kerkvaders, wat glo hulle? Soos Origen. Okay. The church receives from the apostles the tradition of giving baptism even to infants. So hy promoveer baba doop. Nou nêrens in die Bybel of selfs in die ekstra Bybelse boeke lees jy ooit van die apostels, die disippels wat gesê het jy mag kinders doop nie. Hoekom nie? Want jy moet eers op 'n punt wees in jou lewe wat jy kan besef jy is 'n sondaar en dan jou sondes bely en wegdraai van jou wetteloosheid af en die teken daarvan en die volgende stap wat jy dan neem is die doop. So as jy 'n baba is, soos hulle hier sê, dan kan jy mos nie tot bekering kom nie. Nou hoe kan jy dan gedoop word? So hierdie ou praat klomp twak. Dit staan nie in die Bybel nie en dit staan ook nie in die ekstra Bybelse boeke nie. Cyprian. The Christ Jesus, our Lord and God, is himself the high priest of God the Father, and if he offered himself as a sacrifice to the Father, and if he commanded that this be done in commemoration of himself, then certainly the priest who imitates that which Christ did truly functions in place of Christ. Nou, is hierdie ou 'n Satanus of is hy 'n Christen? Is hy 'n volgeling van Joshua en wat die disippels geleer het? Duidelik nie. Hy is 'n Satan-aanbidder. Hy sê die priesters, hulle is gelykstaande aan Messias. So dis duidelik iets wat die Katolieke sou opgedis het. Nie Joshua of sy disippels nie. Tertullian. The church has the power of forgiving sins. Dis blasphemy, mense. Ons kan nie ander mense se sondes vir hulle vergewe nie. Net twee kan sondes vergewe. Dis Vader Jahoua en sy seun Joshua. Hoekom? Want Joshua was die offer. Die offer kan sondes vergewe en die Vader kan sondes vergewe. Niemand anders nie. So hierdie ou praat blasphemy. Nou dit is in hierdie boeke. So wie moet jy vertrou? Moet jy die Bybel vertrou of hierdie 38 volumes van die vroeë kerkvaders? Ek sou eerder die Bybel vertrou. My lewe daarvolgens inrig. Saint Basil, God has ordained that she, Mary, should assist us in everything. Nou waar kom hy daaraan? Is Maria nou skielik 'n middelaar vir ons? Nee, dit is ook blasphemy. Daar is nie so iets soos 'n Maria wat 'n middelaar is nie. Dis duidelik alles van die Katolieke Kerk af, wat dit opgedis het. En dit is alles leuns. Kom ons kyk 'n bietjie vanaf na Westcott en Hort, hier twee sataniste. Al die nuwe vertalings van jou Bybels, veral die Engelse Bybels, kom uit hierdie ouens se Grieks uit. En hulle is sataniste gewees. Ek gaan nou vir julle 'n paar dinge noem wat hulle actually glo. Kom ons kyk. Brookfast, Westcott en Fenton John Anthony Hort. Hulle het nie geglo in die tweede koms nie, die 1000 jaar vrederyk of in die letterlike hemel nie. Westcott het geglo dat Genesis 1 tot 3 nie letterlik opgeneem moet word nie. Hy het ook gedink dat Moses en Dawid poëtiese karakters was, wat Joshua slegs by die naam genoem het, omdat die gewone mense hulle as autentiek aanvaar het. Ons kyk hier so, concerning the scriptures, wat sê hulle daarvan, van die Bybel? I reject the infallibility of Holy Scriptures overwhelmingly, sê Westcott. Hy verwerp die skrif dat het infallible is. Evangelicals seems to be perverted. There are, I fear, still more serious differences between us on the subject of authority, especially the authority of the Bible. So hulle spoeg basically op die Bybel. Hulle verwerp basically waarvoor dit staan. Nou ja, dan word hulle Griekse vertaling gebruik om die Nuwe Testament te verander. Hort was nie iemand wat in die Bybelse leerstellings van verlossing geglo het nie. Hy het selfs die plaatsvervangende versoening van Christus immoreel genoem. Hoe erg is dit, mense? En dan lees mense die Bybels wat van hierdie ouens vertaling afkom. Westcott het ook nie in Bybelse verlossing geglo nie, maar hy het wel die valse leerstelling van universele verlossing verkondig. So hy het gesê, enigiemand en almal kan hemel toe gaan sonder Joshua, basically.
Westcott verwerp die idee van 'n hemel. Dr. Sorensen merk op dat hierdie okkultiese aktiwiteitsklub deur Westcott en Hort by die Universiteit van Cambridge georganiseer is in dieselfde jaar waarin hulle met hul werk aan hul Griekse teks begin het. Hulle het vir 'n tydperk van 10 jaar aan hierdie klub deelgeneem. Julle sien, hulle was in 'n okkultiese klubs gewees. Hulle het dit selfs begin toe hulle begin het met hulle Griekse vertaling om dit saam te stel vir die Nuwe Testament. En dan sien we hierso dat ook Westcott se lewe in sy lewe en briewe word nog 'n okkulte klub genoem wat deur Westcott georganiseer is, genaamd Hermes. Hierdie klub het weekliks vergader. So duidelik mense, hierdie ouens is sataniste. Hulle aanbid Satan en hulle Grieks is gebruik om hierdie volgende vertalings se Nuwe Testament van te skryf in Engels. Hulle het hulle Grieks gebruik om hierdie Engelse Bybels te skryf. Hersiene standaard weergawe, die RSV, nuwe hersiene standaard weergawe en RSV, nuwe Amerikaanse Bybel, die NAB, nuwe Amerikaanse standaard Bybel, NASB, nuwe internasionale weergawe, die NIV, en 'n goeie nuus Bybel, GNB, terwyl die nuwe King James weergawe, NKJV, hoofsaaklik die Textus Receptus gebruik. Mense, dis die enigste eintlik Griekse vertaling wat jy nou moet kyk voor as jy 'n Bybel wil gebruik, of hy uit die Textus Receptus vertaal is, nie uit hulle vertaling van die Grieks nie. Dan nou die Textus Receptus gebruik, erken dit ook die invloed van die Nestle-Aland Griekse Nuwe Testament, wat nou verwant is aan die Westcott en Hort teks. So hy is 'n bietjie van 'n mengsel, die New King James Version, maar hy is hoofsaaklik nog steeds van die Textus Receptus vertaal. Alexander Roberts, nou dis ook 'n rede hoekom ek hierdie twee sataniste vir julle noem, Westcott en Hort. Want hierdie Alexander Roberts het ook 'n koneksie met hulle. Hy was ook in dieselfde tydperk het hy geleef as hulle. He was a 19th century Scottish biblical scholar. Nou hy het die Anti-Nicene Christian Library, Translations of the Writings of the Fathers, wat na 325 voor Christus, daardie vaders, dus hy het 24 volumes daarvan geskryf, of help skryf. Nou, soos ek sê, hy het koneksies met hierdie sataniste, Westcott en Hort. Hier is een van die boeke wat hy geskryf het, Companion to the Revised Version of the New Testament, explaining the reasons for the changes made on the Authorized Version. So hy het probeer verduidelik en opkom vir hierdie evil, nuwe vertalings wat hulle uitgebring het, en probeer 'n goeie woordjie insit daarvoor, mense, want hy is kop en een mis met hierdie ander ouens. Nou, ek wil net voor ek aangaan hierso vir julle wys hierso van 'n lys van die ouens wat te doen gehad het met die verandering van die Nuwe Testament, volgens die nuwe Griekse samestelling van Westcott en Hort. Hier sien ons die Revisers of the New Testament in 1881, en nou wil ek julle wys die ouens wat almal saamgewerk het. Kom ons kyk hoe almal saamgewerk. Waar is die manne? Hier is jou Hort, die Satan is daar, en dan hieronder is jou Westcott, die ander Satanis. Waar kry hy weg? Kom ons bring hom 'n bietjie af hier, so daar is hy. Hier is Westcott, sien jy hulle twee, met hulle Grieks wat hulle saamgestel het, en wie is hierdie mannetjie hierso? Reverend Professor Roberts, is Alexander Roberts hierdie mense? Dis wie dit is. So ons sien, hy het saam met hulle gewerk op dieselfde panel, hy het saam met hulle gewerk om hierdie vertalings in te bring, en ja, so dis hoekom hy ook opkom vir hierdie vertalings, wat uit hierdie verdraaide tekste vertaal is. En my punt is, kan jy so 'n persoon vertrou met sy ander boeke, met sy boeke oor die Anti-Nicene Vaders? Nee, jy kan nie. Jy moet versigtig wees as jy dit lees, want daar is, ek glo, baie misleidings in daardie tekste. Dis hoekom mens moet versigtig wees daarvoor. Nou, wat het Edward Gibbon gedoen? Ons kyk 'n bietjie na Edward Gibbon. Edward Gibbon, hy is in 1737 gebore.
Was an English essayist, historian and politician. His most important work, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, published in 6 volumes between 1776 and 1789. Dis die vet mannetjie daarso. Edward Gibbon was a Freemason. He was initiated into the Premier Grand Lodge of England in late 1774. Nou sê vir my mense, kan jy hierdie mannetjies vertrou? Die vrybouers? Nee, jy kan nie. Hulle werk vir Lucifer. Hulle doel was om die geskiedenis te verander, dat jy nie moet weet, daar was 'n 1000-jarige vrederyk nie. Nou die groot rol wat hierdie ou gespeel het daarin, dis eintlik massive, dis baie groot, want hy het die boeke geskryf oor die Romeinse Ryk se geskiedenis, en 'n klomp nonsens opgedis daaroor, wat nie in lyn is met die Bybel nie. Ek gaan nou vir julle uit die Bybel wys hierso onder, verskillende tekste wat wys wanneer het hierdie dinge gebeur, wat nie in lyn is met hierdie vette vrybouer nie. Se inligting. Edward Gibbon. Maar dis die mannetjie waarna meeste mense verwys as hulle wil vir jou sê, o nee, maar dit het gebeur 400 of wat na Christus, het Rome nog gegaan en toe die weste en die ooste geskei en die weste het weggeval en die oostelike deel van die Romeinse Ryk het nog aangehou bestaan vir 1100 jaar. Dis hoe die stories gaan daarso. Kom ons kyk hierso. Hier sien julle dit. Van 330 tot 1453 het hierdie Byzantine Empire aangehou. Aan die ooste is die Oos-Romeinse Ryk wat aangehou het. Sulke goedjies wat hulle kwytraak. En hulle baseer dit maar op hierdie ou se boeke, né? En wat is die ou? Hy's 'n vrybouer. Kan jy vrybouers vertrou? Nee, jy kan nie. En die aangaande die Byzantine Empire, kom ek wys sommer nou vir julle 'n paar foto's hier van hulle. Ek het al oor dit gepraat, maar daar is 'n duidelike verwysing na verheerlikte mense, saam met gewone mense, saam met engele. Nou, wanneer sou mens so iets gesien het op aarde? Tydens die 1000-jarige vrederyk. Dan sou daar engele hier gewees het, verheerlikte mense, soos die, wat ons noem in Engels saints of heiliges, en Yahushua self, hy is prentjies van hom, tussen die mense, en dan kry jy nog natuurlik ook gewone mense, wat ook in die 1000-jarige vrederyk geleef het. En so duidelik is dit nie die oostelike deel van die Romeinse Ryk wat aangehou bestaan het nie. Dit was die 1000-jarige vrederyk empire. Koninkryk. So dis een van die koninkryke tydens die 1000-jarige vrederyk. Dis nou nie die enigste een nie, dis net een van die baie. En hier sien ons byvoorbeeld engele saam met 'n verheerlikte persoon, saam met gewone mense. Hier's 'n gewone ou, hy het nie so soos hulle sou sê, heilou, om sy kopie so, hy is maar net 'n gewone ouetjie. En hier is nog een met 'n verheerlikte, wat wys hy's vir verheerlikte persoon. 'n Saint. Hier is gewone mense, hier is 'n verheerlikte persoon, en hier is Yahushua. En as 'n voorstelling van Melchisedek, wat ook verheerlikte liggaam het. Hier is 'n vrou wat verheerlikte liggaam het, en met die 2 mense langs haar, wat nie verheerlikte liggame het nie. Daar is 'n voorstelling van Yahushua. En as jy die prentjies vergelyk van hierdie persone, dan lyk dit, daar's 'n duidelike prentjie nou dink ek oor hierdie van hierdie ou. Maar dit lyk 'n bietjie na die Shroud of Turin. Dis hoe Yahushua, as jy gewonder het, naaste by gelykheid op die Shroud of Turin, daar is die Shroud of Turin, toe het hulle artificial intelligence gebruik om nou 'n beter image te maak van wat jy hierso het op die lab, en dis waar op hulle uitgekom het. En dit is duidelik 'n wit persoon hierdie, dit is nie 'n swarte of wie ook al nie. Mens kan mos sien, sy gelaatstrek is die van 'n wit mens. Weer is nog 'n voorstelling van Yahushua tydens die Byzantine Empire tyd. Weer eens.
Daar is nog een van hom, met die apostels of gelowiges, baie van hulle is heel moontlik disciples, maar ek kon nie die name uitmaak op hierdie goed nie. Daar is voorstelling van verskillende saints of gelowiges wat saam met Joshua in die 1000-jarige vrederyk op die aarde was. Daar is ook 'n voorstelling daarvan, en engele en gewone mense, soos hierso, en dan verheerlikte mense. Ja, hier is 'n duideliker prentjie. Mense moet hom eintlik vergelyk met die Shroud of Turin, né? Ek wonder of dit gaan moontlik wees nou. Dalk nie, né? Waar is dit? Was hy? Ons kyk. Ja, is nogal eners, né, die gelaatstrekke daar van die twee. Straai hulle gesigte naaste by dieselfde grootte kry. So, en hierdie ene bietjie groter. Jammer as ek nou 'n bietjie tyd moes, ek wil net kyk of hulle baie eners lyk. Nou maak hom weer kleiner. Wel, dis seker nou maar die beste wat ek kan doen. Het lyk verskriklik eners, né? Sjoe. As jy die twee nou so vergelyk. Hierdie lyk baie na Joshua se Shroud of Turin gesig, né? Amazing. Wow. Ja, so dit is blykbaar nou hierdie ou wat ek hierdie kant wys aan die regterkant is 'n voorstelling van die laaste koning van die Byzantine Empire kamstig. Maar duidelik kan ons sien dis heel moontlike verwysing na Joshua self en hy het mos vir 1000 jaar geregeer in elk geval wat die Byzantine Empire insluit. Nou kom ons kyk. Hier was 'n paar ander dinge waarna ek gekyk het hierso. Dit lyk my dis nou nie meer hier nie. Wanneer die Romeinse ryk die bene van yster begin het naaste by. En dis 146 voor Christus het dit begin en dan so 63 voor Christus het Rome Judea oorgevat of beheer geneem van Judea area. So 60 amper so bietjie meer as 60 jaar voor die geboorte van Joshua. Toe het Rome Judea oorgeneem en natuurlik volgens die standbeeld van Daniël 2 is die voete van yster en klei, daardie tyd het dit begin. 63 voor Messias se koms. So die bene van yster self het begin so 146 voor die koms van Messias. Dis iets soos 80 wat jaar, 83 jaar ek dink. Die bene van yster en dan die voete van yster en klei is die gemeng van Judea se area, die Israeliete daar, die Bybel sê hulle is die klei en die yster is Rome. Nou daardie tydperk het gestrek vanaf, soos ek sê, so 63 voor die koms van Messias, tot en met sê nou maar so 80 na Messias. En kom ek lees verder op daardie die bewyse van wanneer dinge vervul het. In Daniël 2, waar praat hy daar van its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. Dit gee vir mense 'n idee wanneer hierdie goeters vervul het. Die legs, soos ek sê, dit was so 83 jaar lank en toe was dit so 63 voor Messias se koms
was dit die voete van yster en klei. You watched while the stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Hier sien ons dat die voete van yster en klei is naasbij saam vernietig. Ons sien dat Israel is vernietig, so rondom 70 na Christus het Rome self Israel vernietig, wat beteken dan Rome moes net daarna ook vernietig word, volgens die skrif. En het net 5 van die yster gedeeltes van die tone, was net 5 daarvan vernietig, of was al 10 tone vernietig, volgens hierdie skrif? Al 10 is vernietig, so dan was daar nie 'n weste en 'n ooste kant van Rome nie. Almal is saam vernietig. Dus hoekom ek sê ook, die Byzantine Empire is 'n verwysing na die 1000-jarige vrederyk self. Vers 35, Then the iron, the clay, and the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Dit is 'n duidelike verwysing na die 1000-jarige vrederyk van Jehoshua, en dit sê vir jou hierso, naby wanneer dit gebeur het. Dit sê vir jou dat dit gebeur tydens die regeringskap van Rome, waar hulle in beheer was van Judea. En ek het nou mos vir julle gesê, wanneer het dit begin? Dit het begin 63 voor Christus. En as ons verder lees, die 10 tone is vernietig rondom 70 tot 80 na Christus. Want wat het toe gebeur? Want dit is 10 tone van yster en klei, gaan kyk my video's oor die tone van yster en klei, die 10 tone, ek dink is dit hoofstuk 18, 17-18, maar daar sien ons dat die beide Israel en Rome het 10 tone gehad, wat 10 leiers was wat geregeer het. Rome het 10 provinsies gehad, met hulle leiers wat hulle aangestel het oor daai provinsies, en net so het Israel ook 10 ouens aangestel oor gedeeltes of provinsies aan hulle kant, wat moes help met die oorlog teen Rome. En natuurlik het ons gesien dat die keisers, ook die 10de keiser, het regeer met die vernietiging van Israel. So alles verwys na 10, 10, 10, dis 10 tone. Dit wys vir jou duidelik wanneer het dit gebeur. Wanneer het die vernietiging van hierdie 10 tone gebeur? Dit sê vir jou, dit wys vir jou dat dit rondom 70 tot 80 na Christus gebeur. En vir interessantheid, wanneer het Rome se vernietiging begin? As ons kyk na, ek sien dit is nou nie meer hier nie, nou moet ek maar net weer vir julle wys. Mount Vesuvius, sy uitbarsting, sê hulle was so 79 na Christus. Baie naby aan die tyd van die vernietiging van Israel, is dit nie? Nou dit het in die Romeinse Ryk, hierdie verspiewende berg, het begin in die Romeinse Ryk. En dit is naasbij by dieselfde tyd wat Israel vernietig was. Nou Israel was natuurlik vernietig en dit was voltooid in 72 na Christus. En naasbij net daarna was Rome se vernietiging. Hulle is natuurlik nie net vernietig deur hierdie vuurspiewende berge nie. Ja, ek sê kom met my Afrikaans, né? Maar hulle is ook vernietig deur ander nasies, soos ek in 'n vorige video's gewys het met die Openbaring reeks. En soos die Visigoths, Visigothe. En ek glo dat Jehoshua het verskillende maniere gebruik om Rome te vernietig. Maar die feit van die saak is, dit het naasbij dieselfde tyd gebeur, net soos die Bybel sê, dit sou gebeur het. Die voete van yster en klei, die 10 tone van yster en klei is saam vernietig. En ons sien hier, so sê Daniel, dat Jehoshua sou dan regeer vir 1000 jaar. Hy sê nie die 1000 jaar nie, maar hy sê Jehoshua sou oor die hele aarde regeer het. And in the days of these kings, Yahuwah of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. So ons sien, hierdie tyd waarin ons leef, is daar nie meer koninkryk in die mense. Alles wat hulle vir jou voorlê nou vandag is vals, is fake, dis leuns.
Want die Bybel sê vir jou, Jehoshua se koninkryk is die laaste koninkryk wat sal bestaan. En hy bestaan nog steeds, hy het homself verwyder uit hierdie area waar ons is op hierdie aarde, op hierdie plat aarde. Hy het homself uit hierdie area uit verwyder na die ekstra kontinente glo ek op hierdie plat aarde. Want die aarde is groter as wat die mense dink. So buite die ysring. Maar so ek glo hy regeer nog steeds van daar af en Lucifer moet doen volgens wat Jehoshua sê en hom toelaat. Hy kan nie net doen wat hy wil nie, want Jehoshua regeer nog steeds. It shall break in pieces and consume all these kingdoms and it shall stand forever. Sien julle forever? Vir ewig beteken vir ewig. So met die 1000-jarige vrederyk was maar net die begin van sy regeringskap op die aarde, maar dit sal aanhou vir ewig. Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, bronze, clay, and silver and gold. Dit verwys net na die Babyloniërs, Mede-Perse, Grieke en Rome, en dan Rome en Judea, of Rome en Israel. So dit sê vir jou dat dit is die enigste koninkryke wat nog sou gewees het tot en met die koms van Jehoshua, wanneer sy koninkryk begin op die aarde, vir 1000 jaar en dan daarna vir ewig. Selfs in hierdie kort seisoen van misleiding regeer Jehoshua nog steeds, en Lucifer moet by hom eers hoor voor hy iets kan doen. Hy kan nie net doen wat hy wil op die aarde nie. Hy is hier om vir 'n laaste keer van die mense te probeer mislei, so want ons is die laaste mense wat kan kies, of ons gaan glo of nie, Jehovah se gebooie gaan onderhou of nie. En as almal nou klaar gekies het in hierdie tyd, dan sit die eind van die prent, die slag van Gog van Magog, Jehoshua verbrand al daardie mense wat bymekaar kom, om die gelowiges aan te val, en dan is dit die wit troon oordeel, en dan word die aarde vernuwe, en dan word die nuwe Jerusalem op die aarde geplaas, en sovoorts. Dis waar ons is in die Bybel, mense. Ons is nie in die begin van Openbaring nie. Ons is in die einde van Openbaring. Daniel 7, After this I saw in the night visions and beheld the fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. Het verwys duidelik na die Romeinse Ryk. It had huge iron teeth, it was devouring, breaking in pieces, die yster verwys na Rome. And trampling the residue with its feet, it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns, 10 layers, 10 keizers. I was considering the horns. And there was another horn, a little one coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. Nou 3 van die Romeinse keizers het geval binne 'n jaar, binne 'n paar maande, en met die deur middel van die gesin, die Vespasianus gesin, die Flavius, eerder die Flaviërs, of die Flaviese gesin, soos Flavius Vespasian, Titus Vespasian en Domitian miskien ook, Vespasian, die 2 seuns, Titus en Domitian. Maar hier praat hy van Titus, want Titus is saam met sy pa Vespasian aangestel as keizers. Nou, sy pa was die 10de ene, so die 11de, hierdie klein horingkie was Titus Vespasian, a little horn, want hy was onderdanig aan sy pa, dis ek om hy 'n klein horingkie is, hy is nie so gelyk gewees aan sy pa nie, hy het vir die ander mense gesê, julle moet my pa aanbid, hy was onderdanig aan sy pa, so hy is 'n klein horingkie. En hulle het ontslaag geraak van 3 van daardie leiers wat net voor hulle regeringskap probeer regeer het, soos Galba, daar's 2 ander, ek kan nie 2 ander onthou nie, maar ek weet Galba is een van hulle. I watched then because of the sound of the pompous words which the horn was speaking, I watched till the beast was slain and its body destroyed and given to the burning flame. Nou weer eens 'n duidelike verwysing na Titus Vespasian waar Jehoshua beledig het en sleg gesê het en gespot het. Ek het in 'n vorige video's met die Openbaring reeks het ek vir julle gewys wat het hy gesê en dit wys duidelik na hom as die klein horingkie want hy het ook lelike goed vir Jehoshua gesê die hele tyd en natuurlik die tempel ontheilig en lelike dinge gedoen met 'n hoer binne die tempel en sovoorts op die scrolls daarso op die wet
Hy het dit oopgegooi en sy ding gedoen daar. Hy was baie evil en hy het ja, dis hierdie ou waarvan gepraat word. As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time. Nou hierdie ander koninkryke wat daar was toe nog, toe Jehoshua se regeringskap begin het, hulle was gegee 'n tyd nog steeds wat hulle kon regeer het of aangegaan het eerder. Jehoshua het geregeer alleen, maar hulle kon aangegaan het met hulle areas soos Grieke en daai mense terwyl Jehoshua se 1000-jarige vrederyk begin het. I was watching in the night visions and behold one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days and they brought him near before him. Then to him was given dominion and glory and kingdom and the kingdom that all peoples, nations and languages should serve him. 'n Duidelike verwysing na die hele aarde hierso. His dominion is an everlasting dominion. Weereens is 'n ewige regeringskap. Jehoshua na sy 1000-jarige vrederyk het hy nie ophou regeer nie. Hy regeer nog steeds. Ons kan hom net nie sien nie. Tydens die 1000-jarige vrederyk kon jy hom sien op die aarde. Jy kon sien hy is die koning en hy regeer. Maar nou regeer hy nog steeds, maar hy is net nie sigbaar nie. Which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. En dan vers 21 aan, I was watching and the same horn was making war against the saints and prevailing against them. Duidelike verwysing na die Vespasian familie, Titus, sy pa, maar selfs ook Nero. Until the Ancient of Days came and a judgment was made in favor of the saints of the Most High and the time came for the saints to possess the kingdom. Sien dit verwys na die begin van 'n 1000-jarige vrederyk. Die tyd het gekom dat die gelowiges, die saints, die heiliges van Jehoshua, soos sy disippels byvoorbeeld, dat hulle kon begin regeer het. Thus he said, the fourth beast shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different from all the other kingdoms and shall devour the whole earth. Nou hier, whole earth verwys nie na die hele aarde nie, dit verwys na die area wat Rome regeer het. Net soos ons sien in Lukas, die boek van Lukas, ek dink vir hoofstuk 2 vers 1. Trample it and break it in pieces. The 10 horns are 10 keisers, 10 kings, who shall arise from the kingdom. Hier wys hy duidelik vir jou die tydlyn. Hy wys vir jou met die 10de keiser gaan hierdie dinge gebeur. Is die eind van die prent. Nou onthou die 11de keiser het saam met die 10de regeer as 'n klein horing. Who shall arise from this kingdom, and another shall rise after them. He shall be different from the first ones, and shall subdue 3 kings. Nou, hy het aan die Israel en die Romeinse kant 3 leiers onderdanig gemaak of vernietig of doodgemaak aan die Romeinse kant en ook aan die Israelse kant. Toe hy Jerusalem vernietig het, het Titus 3 van hulle leiers wat in Jerusalem was doodgemaak. He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and laws. Then the saints, en hierdie is ook 'n verwysing na wat hy die wet probeer vernietig het, hy het die wet in die tempel en alles vernietig, so hy het dit probeer verander, want dan het die sacrificial system ons nou heeltemal weggeval byvoorbeeld. Then the saints shall be given into his hand for a time, times and half a time. Hier weer eens wys dit vir jou, wanneer sou hierdie koninkryk van Jehoshua begin, net na hierdie gebeure wat ek hier vir julle noem. En dit sê, dit is 3,5 jaar wat hy die gelowiges gaan onderdruk en doodmaak, en die tempel vernietig, en Jerusalem gaan vernietig, en al daardie dinge doen. En dit is so mense, dit is hoe dit gebeur het, dit is vervul. En dit sê hierso, dan net daarna sou die koninkryk van Jehoshua begin het. But the court shall be seated, and they shall take away his dominion. So wie se dominion word weggevat? Titus Vespasian, to consume and destroy it forever. So Rome was heeltemal vernietig, die weste en die ooste en die noorde en die suide kant van die hele Rome is vernietig. Nie net 'n stukkie van hom nie. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. Toe het die 1000-jarige vrederyk begin en die gelowiges het saam met Jehoshua begin regeer. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Amazing, dit sê duidelik vir jou, wanneer het die 1000-jarige vrederyk begin? Dit sê vir jou, dit is in die tyd van Titus Vespasian, die klein horing.
wat na 3,5 jaar wat hy die gelowiges vermoor het deur die Israel gebied en in Jerusalem. Toe het Joshua die regeringskap weggevat van Rome en van hom af. Nou volgens die historie geskiedenisboeke sou hy regeer het tot 81 na Christus, toe sou sy broer begin regeer het, Domitian. Maar soos dit vir my lyk, volgens die Bybel, was daar nie eers 'n Domitian wat regeer het nie. Dit het geëindig met Titus. Hy was die laaste leier wat sou regeer en dan sou Joshua se koninkryk begin. Net soos ons nou gesien het in Daniël 2 en Daniël 7. Kom ons kyk Revelation, Openbaring 19. Hier is nou net 'n paar verse. And I saw the beast, the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him who sat on the horse and against his armies. Hulle verwys hier na Yahushua. Then the beast was captured, and with him the false prophet, who worked signs in his presence. Die false prophet is die valse profeet, is Titus Vespasian, wat verkondig het dat die mense sy pa moet aanbid. So hierdie dier verwys na Rome, maar dit kan ook spesifiek verwys na sy pa, op sy eie. So dit is die pa en seun, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. Ek verduidelik al hierdie goed vir julle mense in Openbaring 19. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Ek glo dit verwys spesifiek na die pa en seun wat in die hel gegooi is, lewendig. En dit wys vir jou wanneer het Joshua begin regeer. Weer eens, in Openbaring 19, so in 3 plekke wys ek vir julle, en al 3 stem ooreen. Daniël 2, Daniël 7 en Openbaring 19 sê vir jou duidelik dat Joshua het begin regeer net na Titus Vespasian se regeringskap, wat volgens die geskiedenisboeke sou geëindig het so 81 na Christus. So rondom daardie tyd moes die 1000-jarige vrederyk begin het. En dit is moeilik vir ons wat groot geword het met al hierdie ander idees met wat verkondig word, om dit nou te verander en dit nou anders te sien. Kyk, ek is al 'n rukkie in hierdie goed in, 'n hele rukkie, maar nog steeds is dit nie maklik nie, want ek van kleins af gebreinspoel, net soos julle, om te glo daar is nog 'n 1000-jarige vrederyk in die verre toekoms. Maar eintlik as jy die Bybel so lees soos ek nou vir julle verduidelik het, sien ons duidelik dat dit het gebeur rondom 80 na Christus. Toe het dit al begin. En dit is sad dat die mense so voorgelieg was, al hierdie tyd, maar ons is in die kort seisoen van misleiding, so die misleiding is groot, almal is mislei, almal is mislei. En net 'n klein persentasie van mense gaan wakker word, gaan besef, daar is vir hulle gelieg, en gaan nie hoogmoedig wees nie, hulle gaan nederig wees, en aanvaar dat dit so is, en dan verander. Hulle sienings verander, want hulle is nederig. Hoogmoedige mense gaan dit, hulle rug daarop draai en gaan nie wil verander nie. Of gaan nie eers navorsing doen self, en kyk, is dit so? Want die Bybel sê duidelik vir jou wanneer gebeur hierdie dinge. En die doel van hierdie video is om vir julle te wys, wie gaan julle vertrou? Die vrye oukies daarso, die vrye bouers en sataniste, gaan julle vir hulle luister en vir hulle glo oor die kerkvaders en oor die Romeinse ryk wat daar gebeur het? Of gaan julle vir die Bybel glo wat die Bybel sê? Julle moet besluit. Ek het nou vir julle uit die Bybel gewys dat daardie ander ouens wat ek aan die begin van hierdie video vir julle gewys het, lieg. Ek het uit die Bybel vir julle gewys, hulle lieg. So mense moet besluit, gaan jy die Bybel glo of gaan jy daardie leenaars glo en daardie sataniste? En ja, dis maar die doel van hierdie video. En ek gaan maar aangaan dan met Openbaring 20 volgende. En omdat ek Openbaring 19 gedoen het wat handel oor die vernietiging van Rome, wou ek graag hierdie video gedoen het om vir julle te wys, wie moet jy vertrou? Die Bybel en nie ouens wat geskiedenisboeke geskryf het oor die Romeinse ryk en daarin lieg nie. Die vrye bouers wat leuns kan vertel vir ons oor die geskiedenis van Rome en die geskiedenis van die Christen voorvaders. In elk geval, geniet julle aand verder en ja, praat weer volgende keer.